Goeiemôre broers en susters. Nou daar's een lelike ding wat die pastoor vir julle aangeleer het. En dis om vakansies nie kerk toe te kom nie. Don sê vir my, daar's hoeveel mense wat vir haar vra. Pastoor, hulle is nou seker weer op pad met vakansie. So, gelukkig het julle nou nog 'n pastoorspaar wat nie so baie met vakansie gaan soos ek nie. Ag sê, maar ons is bly vir u wat hier is vanmôre. Mag die Here u seën. Mag u vanmôre God ervaar soos nog nooit nie. Ek sê dit miskien baie, maar dit is vir my elke keer 'n begeerte dat u die Here sal beleef soos nog nooit nie. Dat elke keer wanneer u hier is, u 'n vars ontmoeting met die koning sal hê. Is dit reg so? Wie wil 'n vars ontmoeting van die Here hê? Halleluja, halleluja. Kom ons gaan opstaan en dan gaan ons sê, Jesus, ons wil u verheerlik vanmôre. Sal u dit saam met my sê? Jesus, ons wil u verheerlik vanmôre. Ons wil u naam groot maak, Here. Ons dankie vir mense wat beskerm is, Here. Mense wat in ongelukke was, maar wat daar uitgestap het en lewe. Dankie vir die goedheid en die guns in ons lewe. Dankie dat ons kinders van die Allerhoogste God kan wees. Dankie dat u asem in ons geblaas is. Dankie dat u lewe vir ons gegee het, waaroor ons juig en bly is vanmôre. Sal u saam met my net bietjie juig? Sê, Here, ek eer u. Ek eer u dat ek kan leef en dat ek vanmôre u naam kan bely. U is 'n wonderlike God. Kom ontmoet die kerk vanmôre, Here. O, kom woon onder die lofsange van u kinders vanmôre. En ons wil u eer in Jesus naam. En die kerk sê amen. Amen. Kom ons gaan die Here lof en eer en aanbidding gee. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. U alleen is die woorde wat lewe gee. By U alleen is die vrede wat ons begeer. Ons loos op U, ons wag hier op U, ons sê alleen. Voor die donkerste nacht verlaat. Je alleen van die zoekende hartse rust. Dus loos op U, dus wacht hier op U, dus zie alleen.
But you know that all the doubt won't stop the light from getting through. We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It is a new creation coming. It is the glory of the Lord to be the light within our midst. Is it good that we remind ourselves of this? It is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Does the Father truly loves us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and praise to God to reign with his Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is worthy. He is worthy. He is. He is worthy. He is worthy. He is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal
and opened the scroll. The Lion of Judah conquered the grave. It's David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue. He has made us his kingdom and praise to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is worthy. He is worthy. Oh, yes. He is worthy. He is worthy. Hallelujah. He is worthy. He is worthy. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah conquered the grave. Is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? Thank you, Lord Jesus. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore, it's in you, it's in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Halleluja, halleluja. Kom ons steek net ons hande in die lug. En ons sê, Lord, have your way in me. Dat u wil deur ons lewens sal vloei, Here. Dat ons die plan van God sal leer ken en dat ons die plan van God sal leer uitvoer. In die wonderbare naam van Jesus. Dankie, Here, dat ek hierdie lof en aanbidding, dat ons dit kan opdra aan u vanmôre, Here, en ek glo dat dit vir u welbehaaglik was. Dankie dat ons finansiële bydrae kon offer vanmôre as saad in die grond, en ons dankie dat u dit sal seën, Here. Dat die seëninge van die Here uit sal sprei vanaf hierdie gebou, vanuit hierdie gemeente, in hierdie area waaroor u ons aangestel het, dat God se teenwoordigheid hierdie plek sal vul, Here, en dat hierdie estate sal weet, die Here leef, en die Here het opgestaan, en hy's altyd daar, hy's altyd ons God, na wie ons toe kan gaan. Ons gee u eer, ons gee u lof, en ons gee u aanbidding. En die kerk van die Here sê amen. Amen. Loof die naam van die Here. Franet, sal jy net vir my kan jy daai goedjies wat ek die vorige preek gesit het, dink jy sal dit kan kry? Dit is spesifieke sirkeltjies. As jy dit nie kan kry nie, is dit fyn. As jy dit nie kan kry nie, is dit fyn. Broer en suster, voordat ek begin om die woord te bedien, broer Johan het vanmôre iets gesê wat eintlik tot my hart gespreek het vir George. En dit is die seën van die Here oor wat ons alles saai vanmôre in hierdie kerk. Ons het lofprysing gesaai, ons het die Here geloof en geprys, en hy maak ons voete soos die van Ribbok. Ervaar julle hierdie goed, hy maak ons so bly en so opgewonde om hom te prys en loof. Dit was vir my heerlik. Kyk, hierdie een sang wat julle so die derde laaste ene, het my hart gegryp vanmôre, hoor.
Maar toe sê Johan iets anders vir hom en dit het my hart so, ek dink ons doen dit, maar ons doen dit miskien nie altyd in die gemeente soos wat nodig is nie. Maar Here, die fondse wat hierdie mense kom saai het vanmôre, seën dit in hulle huise, want hulle het saad in die grond gesit, so seën hulle, maar seën ook hierdie gemeente met daardie saad, dat dit in die regte plekke sal invloei, en sal doen wat God sy mense dit voorgegee het. Is dit nie mooi nie? Dankie Johan man, dis hoekom jy eintlik 'n pastoor is. Ek is lief vir jou hoor. Baie dankie. Nou ja, broers en susters, is jy opgewonde oor die woord? Ek is verskriklik opgewonde oor vanoggend se woord en ek glo dat die Here, ek moet sê, ek dink nie ek is ooit nie opgewonde oor God se woord nie. God se woord doen soveel lewende dinge in my dat ek nie kan anders dat ek die Here vra, doen dit ook in julle nie. Don het vir my gesê, Alwyn, jy kan nooit op 'n preek nie, want as dit nie gaan uitvloei het jou nie, gaan dat nie meer invloei in die van die Here af nie. So die Here vloei dit in my in om dit uit te laat vloei na u toe en ek dink dis hoekom dit 'n proses is wat die hele tyd net aangaan. Nou ek het vir julle en dit maak nou nie saak as julle dit nie kry nie, vra net moenie op jou senuwees wees. Het julle dit? OK. Ons gaan gou vir ek wil net vir u weer daardie sirkeltjies gooi van body, soul en spirit. Want as ons dit nou gaan vir u daar sit, wil ek hê, u moet vanmôre se preek sien uit dit uit, dat om God te hoor, is verskriklik belangrik, maar dit vloei mos, ek het vir u gesê, na jou gees toe. Het u dit, onthou u dit? Dit vloei na jou gees toe, en dan kan jou sielsdimensie, jou kop, kan die welf toedraai, sodat dit wat God na jou gees toe gegee het, nie deurvoer na jou siel en jou liggaam nie, en dan droog jou siel en jou liggaam uit. Want wanneer ons nie van God af goed insette kan kry en dit laat deurlaat na ons liggaam en siel toe nie, dan raak daardie deel van ons liggaam en siel droog. En God wil ons altyd benat met hemelse dou. Ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. God wil jou benat sodat jy kan leef soos wat hy wil. Hy wil hê jy moet sy woord hoor sodat jy kan doen wat sy woord sê en dat jy die wêreld gaan verander. Weet jy, die kerk van die Here het te lank gesit en niks gedoen nie. Die kerk van die Here het nodig om op te staan en die lewe wat God in jou blaas, eers in jou body en jou siel te blaas en dan te blaas aan ander mense wat dit nodig het. Nou moes jy al glory, nou moes jy al gedans het hier voor die Here. OK, so daai enetjie is belangrik, want wat ons doen is, ons het gesê, en ek wil nou nie daai preek weer preek nie, dan gaan ek nie by hierdie een uitkom. Body and senses, die senses, daar's 5 senses. Die body tel daai senses op, hy vat dit soul toe, die soul besluit wat hy daarmee doen, en hy stuur dit na die gees toe. As dit sleg is, dan sê die gees, ek wil dit nie hê nie, en hy stuur terug na die soul toe, hy sê, ek soek nie daai nie. As dit goed is, dan sê hy, yes, soul, bring dit, ek soek dit, dis reg. Kom ons maak dit sterk, en ons laat dit beweeg. So, die siel, die mense dimensie, is so belangrik om die volheid van die Godheid te laat dit kan deurspoel deur jou. God het ons driedimensioneel gemaak, omdat hy so is. En omdat hy Vader, Seun en Heilige Gees is, wil hy jou laat vloei in die 3 fasette van jou lewe, sodat jy die volmaaktheid van God kan jaag. Ek sê nie ons gaan dit, Paulus sê ek jaag daarna. Ek gaan dit miskien nie heeltemal vind nie, maar wanneer ek die dag by Jesus kom, dan sê hy vir my, okay, jy het nog net daai stukkie gehad om te volg, kom ek doen dit sommer net. Oh, Here, ek bid vanmôre dat hierdie mense net asseblief, wat ek van U ervaar, net kan begin grasp, net kan vat, sodat hulle lewens kan verander. In die naam bid ek dit. Halleluja. Halleluja. Rabakashendo robosunda labana. O, die Here se teenwoordigheid is in die plek. Ek ervaar die Here is hier en hy wil sê vanmôre wat hy wil sê en hy wil hê dat u oor sal oop wees om te hoor wat hy wil hê u moet hoor. Halleluja. Sê bietjie, gryp bietjie hierdie ore van hier so bietjie. Sê ore. Julle gaan hoor wat God vanmôre sê. Dan gryp jy bietjie die ore
hart. Jy gaan hoor wat God vanmôre sê. Jy moet hoor. Prys sy naam. Halleluja. OK, hier gaan ons. Sê hier gaan ons. Dankie julle. Hoe hoor my hart? Dis eintlik my gees, nê? Hoe hoor my gees as God praat? So ek gaan 'n bietjie heeltemal in 'n ander rigting in, maar die gees, siel en liggaam gaan steeds deurkom, nê? Ek is 'n gees wat 'n siel het en wat woon in 'n liggaam. OK. Die liggaam is die vervoermiddel wat aardgebonde is en hy laat die siel en gees vervoer word terwyl jy lewe deur die aarde. Is dit reg so? So die liggaam vervoer die siel en die gees wanneer jy op aarde is, wanneer jy voor die Here jou kom haal, as jy nou doodgaan of as jy nou kom as die Here Jesus, gaan as die Here Jesus kom. Tot op daardie tyd sal jou liggaam die siel en die gees vervoer. Daar's altyd die interaksie tussen mekaar. As ek met Johan praat, dan praat ek en hy met liggaamstaal, nê. Ons liggame praat met mekaar. Natuurlik is die sielsdimensie daarbey betrokke. So ons kommunikeer met mekaar deur ons liggame. En hierdie gemeente kan nogal lekker kommunikeer met hulle liggame. Kyk, al wat ek hier vanmôre wou druk nie is pastoor Edmund. Ek moet hom nou moet ek versigtig wees, nee. Dis net omdat hy vir my gesê het, bly weg, ek het griep. Die liggaam, hoor nou baie mooi wat ek vir julle sê, die liggaam kan sonde in hom toelaat, nê? So die liggaam kan besluit wat hy toelaat in hom. Hy kan sonde daar toelaat, of hoor nou baie mooi hierso. Of hy kan 'n heilige tempel wees waarin die heiligheid van God lewe, die teenwoordigheid van 'n lewende God kan jy in jou toelaat om te lewe. So jy kan besluit ek gaan 'n sondige liggaam hê of ek gaan 'n liggaam hê where the glory of God kan manifesteer. Nou as ek vanmôre vir die kerk vra, wat wil jy hê? Sal jy definitief sê ek wil 'n sondige liggaam hê nie. Maar ons doen dit. OK. Sê 'n bietjie vir die een na langs jou, my liggaam kan die draer wees van die heiligheid van God. Sê dit vir die een na langs jou. Die heerlikheid van die Here kan vervoer word deur my liggaam. Prys sy wonderbare naam. O, ek is 'n tempel by wedergeboorte. Wie is wedergebore? Halleluja. Sê ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Loof die naam van die Here opgewonde. Nou, sê nou. Sê vir die Here langs jou nou. Sê oom Chris is nou nie meer hier by my nie. Maar as oom Chris, as ek so begin preek en dan sê oom Chris vir die gemeente, dan spring hy so op en sê, hier kom 'n ding. Oom Chris, hy is by die Here, maar ek is seker hy sit op die punt van die stoel en luister wat pastoor Alwyn vanmôre gaan sê. Oom Chris, ons is baie lief vir jou gewees. Vanmôre die eerste punt wat ek wil aanraak is nie van brood alleen. En ek wil hê jy moet saam met my lees Matteus 4 vers 4. Nou hierdie teks is 'n teks wat die kerk homself op beroem. Ons ken hierdie teks, hoor. Maar laat ek vir julle sê, tot hierdie week het ek gevoel ek ken nie eers hierdie teks nie. Maar hy antwoord, wie is dit? Wie is dit wat hier praat? OK, dis Jesus, né? Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Nou daai deel ken ons baie goed, né? En omdat as ons daai broodjie wil smeer en die toastie wil maak in die oggend, dan weet ek het daai broodjie nodig vanoggend. Here, dankie dat ek vandag brood kan eet. Want my ou liggaampie moet lewe. Maar nou kom die woord en hy stop nie daar nie. Nou sê hy iets wonderlik en ek gaan nou vir julle dit sê in aangang van dit wat ek met hier 2 weke terug. Maar ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God waarheen gaan.
uitgaan. Maar van elke woord wat God deur sy mond laat vloei en by sy mond laat uitgaan om jou gees binne te gaan. En as jy nie daardie eet nie, dan begin wat doodgaan? Jou gees. Wanneer God se woord, kan ek gou vir jy iets sê, sal God se woord nie uit sy mond uitgaan nie. Dit sal altyd uit sy mond uitgaan. Is jy altyd beskikbaar om te hoor en te ervaar wat God se woord in jou gees inspreek? Nee. So, wie eet nie? God het genoeg, hy gee alles wat hy het, hy gee daai woord, dit vloei deur sy mond, dit gaan uit by sy mond, dis nie meer by hom nie, dis om veronderstel om in jou gees in te gaan, maar jy maak die klep toe. En dan loop ons rond en dan sê ons, ag, weet jy, om 'n kind van die Here te wees, is dan net swaar. Dis nie lekker, die pastoor, ek kry net moeilikheid. Dis omdat jy nie die woord van God in jou gees laat invloei nie. Rababash. Die Griek sê, ek is slim ook. Die Griek sê, en dit beteken in die Engels, proceeding word of God. Nou, voor ons nou net gou, lees gou vir my die Amplified. Okay. But he replied, wie's dit? Ek sê vir die doopkandidate altyd, wanneer Jesus praat, nee, dan is ek regop. Dan spring ek op en ek sê, yes Lord, ek vat het. So Jesus replied, but he replied, it has been written, man shall not live and be upheld and sustained. Hy sê net dit mooier, nee, hy sê, wat gaan brood vir jou doen? Hy gaan jou help om teen my squash te kan speel. Dat jy nie plat val wanneer ek jou 'n paar hoog gee nie. Okay, ek gaan dit los. Man shall not live and be upheld and sustained by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Oh, man, dis 'n mooi woord. Oh, Here, dankie. Okay, hier gaan ons aan. So, wat gebeur wanneer die woord uit God se mond uitkom? It proceed from the mouth of God. Nee, there's a continued woord, daar's 'n continually woord, man, sorry, ek moet partykeer net die Engels so 'n bietjie inbring, is dit okay, vir julle Engelsmanne, die Engelsmanne like, ons sal moet een of ander tyd 'n Engelse diens doen, hier's te veel Engelse mense nou nie, ek moet tot vanmôre die doop goed ook in Engels vra, die Here gaan hier nog 'n Engelse kerk ook hier inbring, halleluja, prys die Here, man, die gaan, ek is opgewonde, pastoor Edmund, nou hierdie woord beteken, continually it proceeds from the mouth of God. So it did come out of the mouth of God in the past. So tot op hierdie dag toe, het die Here jou gelei met sy woord, hy het vir jou sy woord gegee, of jy dit altyd gevat het, dis nou jou saak, maar hy gaan ook in the future, his word will still come to you, so môre en oormôre en volgende Sondag, his word will still come to you, but I'm not talking about that word today, I'm talking about the present word that's coming out to you today. Hy kom vandag met 'n woord na jou toe, en hy sê vir jou, ek wil jou lewe gee, ek wil in jou gees vanmôre inblaas, my lewende woord, halleluja. Dis 'n nou woord, sê vir die een langs jou, die woord wat God vanmôre praat, is 'n nou woord, dis 'n nou woord, dis vir nou. Soos dit deur God se mond nou uitgaan, kom dit nou in ons gees in, halleluja. En dis 'n persoonlike woord, halleluja. Sê bietjie vir die een langs jou, die Here praat vanmôre met my.
Oh, Here, dankie Here dat jy net met Alwyn en Don vanmôre praat nie. U praat met pastoor Edmund en Lenushka, u praat met ons sit hulle, u praat met George hulle, u praat met Johan hulle, u praat met elke mens binne in die plek, want dis persoonlik vir hulle. En die een wat dit vir hom persoonlik vat, word gebenefit, die voordeel ontvang van God se woord. As God met jou praat en jy luister nie, kry jy nie die voordeel van die woord nie. So niemand gaan ooit vir my of vir enige iemand wat 'n kind van die Here is vertel, dat ek kry nie voordeel van die woord nie, dan ontvang jy nie die woord reg nie. Dan hoor jy nie die woord nie, want jou ore is toe. En jou ore van jou hart het nog dalk hard en toer geword. Die Here spreek vanmôre tot julle harte, sodat julle die voordeel van sy woord kan kry. Nou wil ek wil hê julle moet 'n gebed bid wat wonderlik is. Ek het vir die woordskool mense geleer, oh man, ek het soveel goed vir julle, hoor, as ons weer begin. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek wil hê julle moet 'n gebed bid. Ek het vir hulle gebid om die Heilige Gees in die aand te vra om vir jou klomp goed te gee, 4 goed. Maar ek gaan nie dit vir julle gee nie, dis net vir die woordskool. Nou, ek wil hê julle moet bid, dat julle sal sê, Here, die woord wat na my toe kom, wat u vir my begeer, as ek dit ontvang, laat dit op 'n spesifieke plek en 'n spesifieke tyd die krag van die hemel dra. Nou wil ek gou vir u iets sê. Weet jy wat gebeur met ek kan vir jou honderde stories vertel. Partykeer het ek net te vroeg gery, of partykeer het ek net te laat gery, en iets het nie gebeur op die pad, en dan het daar hier voor my, weet dit, het al sulke, ja. So, bid die Here, dat dit wat op 'n spesifieke tyd in jou lewe, want wat is julle? Is julle kinders van God? Ok, so as ek 'n kind van God is, wat wil God vir my hê? Die beste. So, hy wil nie hê ek moet in 'n ongeluk kom nie. So, as ek nou nie na God luister nie, en ek hoor nie die woord van God nie, en hy vat my nie in die rigting waar ek op 'n spesifieke tyd ry nie, dan het jy dalk moeilikheid. Ok, ander voorbeeld. Ek vra die Here, die woord wat u in my hart gespreek het, as dit vir iemand iets moet beteken, laat my in Pick n Pay agter die regte persoon staan. En dan begin julle mos sommer praat. Het dit al met julle gebeur? Ag, okay. En dan begin die Here net iets in daardie mense lewe insit. Hoor u, wat God vir jou gee, wil hy nie net hê jy moet in jou hart hou nie. Jy moet vir hom sê, Here, maak die tye en geleenthede reg, sodat wanneer ek daar is, dit wat u in my hart ingestort en blaas het, ek dit kan deel met u kinders, met mense wat u nodig het. Prys die Here, man, gee die Here 'n lofoffer. Ok, so brood is vir die liggaam. Sê, brood is vir die liggaam. Woorde is vir die gees van 'n kind van God. En dit voer my innermost being. It nourish. Dit bevredig my gees. God se woorde bevredig my gees. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou wil ek gou hê, ek wil hê jy moet net gou vir my, sommer daai woord wat net daar is. Daar op was, sommer nou. Ok, ons kan dit nou nie eintlik lees nie. Kom ons kyk net so 'n bietjie na daai. En ons sê nou maar, u is nou almal, het nou, u oogies is nie so lekker nie. Daar's nou net 'n blur daar. Ok, want dis wanneer wat gebeur met die woord wat logos is. Wanneer jy, baie mense kom na my toe en sê hulle vir my, pastoor, ek verstaan nie die woord nie. Dis omdat jy nie toelaat dat God
se woord wat hy uitspreek by sy mond, uitgaan na jou gees toe, vir jou daai woord van 'n logos na 'n lewende woord verander nie. So nou sien jy eintlik maar net, jy sien amper net wasem daar. Totdat God dit lewend maak. Prys sy wonderbaar. Hy antwoord en sê, okay, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef. So, dis belangrik my broer en my suster, dat u sal weet, dat daardie swart merke op die wit papier, gaan nie jou lewe verander wanneer dit 'n logos bly nie. Dit moet 'n rema woord van God word om jou lewe te verander. Het u al by tye as u iets lees en u vra die Here, Here maak hierdie woord vir my oop en lewendig, dan lyk dit of dit sommer so helder uit dit uitstaan. Dit lyk of daai woord sulke groot gedrukte letters is. Die woord van God moet proceed uit die mond van God. Daai is nie 'n stem wat gespreek is nie. Dis 'n woord wat geskryf is, en God moet dit verander in 'n stem wat spreek. Is jy by my vanmôre? Is ek bietjie diep vanmôre vir julle? Slegs die Heilige Gees kan die swart merke op 'n wit bladsy verander in woorde na God, na jou gees toe. So hoe nader jy aan die gees van God begin beweeg en leef, hoe meer gaan jou studietyd in die Bybel gaan vir jou 'n lewende ervaring word, terwyl jy dit eintlik wil afjaag en sê, ag nee pastoor, is vervelig om die Bybel te lees, ek verstaan niks daarvan. Maar hoe meer God se gees dit vir jou lewend maak en in jou inspreek, hoe meer gaan jy daai woord kan eet en gaan dit soos brood van die lewe vir jou word. Prys die naam van die Here. Jy is totaal afhanklik van die Heilige Gees om die Bybel 'n lewendige boek vir jou te maak. Sê 'n bietjie, ek kan nie sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees quickens. Die Heilige Gees verkoop. Die Heilige Gees, weet jy nee, ek dink Dawid het dit so ervaar. Hy verkoop my siel. Halleluja. Die Here is my herder. Sê bietjie saam met my. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my. Halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Halleluja. He quickens my spirit. Hy verkoop my siel. Oh, halleluja. Deur die woord te hoor vereenselwig, relate ek met God, konnekteer ek met God en lei hy my op die pad wat ek moet gaan. Soekie skryf. Ek relate met God, ek vereenselwig my met God, ek konnekteer met God en hy lei my op die pad wat ek moet gaan. Halleluja, halleluja, prys die Here. Nou, sê nou. Nou sit ons met 'n probleem. Die kerk van die Here wil net Sondag luister. Die kerk van die Here wil net Sondag eet. Hier's 2 jong manne wat ek nou mee squash speel. Ag, ek dank die Here vir hulle. Want hulle help my dat ek hierdie body van my bietjie kan regkry vir die Heilige Gees. Weet jy hoe beter jou liggaam voel, hoe meer huisves uit die Gees? Nou het ek my plek verloor. Wat het ek nou gepraat? Dis omdat ek nou ander goede wil praat. Ok, so wat het ek vir julle gesê? Die kerk van die Here wil Sondag luister. Nou wil ek vir julle vra, as die kerk van die Here net Sondag brood eet, en volgende Sondag kom jy weer, kyk, hier's dalk 'n paar wat van ons wat so 'n bietjie maarder sal wees. Moenie ooit in jou lewe weer vir God skuld gee, omdat jou lewe nie is waar hy moet wees nie. Want jy eet nie elke dag sy woord nie.
En as jy nie elke dag sy woord eet nie, dan is dit nie sy skuld, omdat jou lewe nie gaan soos hy moet gaan nie. Jy moet soos jy jou daaglikse, man, jy kan nie wag vir jou broodjie nie. Maar God stuur sy woord en jy sê, let it pass, let it pass. Of draai dit toe, draai dit toe. Maar pastoor, het gaan nie goed met my. Here help ons. OK. So, u verstaan, elke dag brood wat ek eet, elke dag die woorde van God wat deur sy mond na my gees toe loop. Elke dag. Ek moet tyd daarvoor maak. Nou, Romeine 8 vers 14. En ek begin so stadig aan klaarmaak. Romeine 8 vers 14 in die Afrikaans. Want almal, sê ons almal. Sê almal. Sluit dit jou in. Wat deur die gees, ek sê nou vinnig, sluit dit jou in. Maar sluit dit jou regtig in. Want wat moet gebeur dat dit jou insluit? Ek moet deur die gees van God gelei word. So, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Maar nou, die Engels sê nou vir my iets wat vir my 'n bietjie beter verduidelik. OK, so kom ons lees die Engels. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. En nou gooi die Here nie vir julle vroutjies weg nie. Maar hy bedoel eintlik mense wat begin het om volwasse te raak. Mense wat begin het om die swaard te kan opneem. Jou daaglikse wapenrusting kan aantrek. Wat nou al kan stuike eet. Wat nie net op die melkies van die papa, kom, ek eet gou daar sommer om my skat. Nee. Gee my daai lekker skerp mes en varke. Hier's 'n lekker stukkie in my bord. Ek het 'n seun van die Allerhoogste geword. Ek kan die groot dinge wat God in my hart inspreek, kan ek al eet. Halleluja. Daar's van die wat kindertjies gaan bly. En ek kan nie net vir kindertjies preek nie. Want die Here sê hierdie kerk moet volwasse raak. Hierdie kerk moet begin om die stuike te eet, sodat hulle die babatjies van die Here kan help. Is dit reg so? Ja, julle raak nou lekker stil. Wat maak ons seuns? Ons word gelei deur die Gees van God, die Heilige Gees. Toe jy wedergeboorte geword het, word ons gebore in die Gees van God as babas. Ons is nie volwasse nie, ons drink melkies. Nou soos ons leer en elke dag God se stem hoor en groei, word ons seuns van die Allerhoogste God. Ons word continually, ons word aanhoudend gelei deur die Gees van God. Ek word nie net Sondag gelei deur die Gees van God nie. As jy Sondag alleen deur die Gees van God gelei word, gaan jy 'n babatjie bly. Ek word continually, sê continually. Sê aanhoudend. Ek word aanhoudend. Ek word elke oomblik. Sê elke oomblik. Ek word elke dag. Ek word in die nag. Ek word oral deur God gelei. Prys sy wonderbare naam. Nie net 1 uur nie, maar ek word die hele 6-7 dae van 'n week word ek gelei deur God. Ek vat elke dag die woorde van God uit sy mond, wat vloei deur sy mond en uitkom by sy mond, en ek vat dit vir my, prys sy naam, al soos ek die brood wat ek eet ook vat elke dag. Is dit reg so? Maak dit vir u sin. Halleluja, sê ek begin afsluit. Sê pastoor begin klaarmaak. Sê daily bread, sê daily bread, daily bread, daily bread. Sê spoken word. By God. Halleluja. O Here God, ek begin bid vir u. O Here God, direct us. Steek jy hande op na die Here. Wys ons die pad wat u wil hê ons moet loop.
Here, elke sekonde, elke minuut, elke uur, maak my ore oop. Sê dit my broer en suster, maak my ore oop. Maak my hart gereed, maak my gees gereed vir die woorde wat God in my gees inblaas, om op die regte tyd, sê op die regte tyd, op die regte plek te wees, waar God vir my 'n afspraak het, om mense se lewens te verander, om sy nuut gevinde woord na ander mense uit te dra, in Jesus se naam. En die kerk sê amen. OK. Kan ek 'n laaste woord lees? Ek moet hierdie woord lees. God se woorde lei jou presies waar jy moet wees as jy luister. Jesaja 50 is 'n profetiese woord van Jesus Christus. Nou, as ons vanmôre 'n voorbeeld moet gebruik en ek begin afsluit. Ek wil nou eintlik met die gebed afsluit, maar hierdie ding moet ek vir u sê. As ek nou vanmôre vir u sê, wie wil u hê om u voorbeeld te wees? Wie sal u sê? Jesus. Nee. OK. So, hierdie woord is 'n woord deur Jesaja geprofeteer oor Jesus. OK, hoor wat sê. Die Here het my 'n geoefende tong gegee. Ek kan eintlik nou 'n ander preek van hierdie een maak. Die Here, God Almagtig, stuur woord, want sy tong bly geoefen. Is dit waar? Maar Jesus was op 'n tydstip op aarde, en hy was net soos ons mense. En as hy nie gegaan het en by God gaan intap het deur sy gees nie, het hy nie 'n geoefende tong gehad nie. Want wanneer jou gees van God se gees intap, dan raak jou tong los. Ja, ek gee julle nou eintlik net ietsie om net so 'n bietjie in te herkou, maar ek dink die Here het hier 'n ding weet wat ek nog moet praat oor. Geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop. Hy verkoop my siel, sodat ek ander kan help om verkoop te word. Jesus verkoop ons vanmôre met sy woorde. Is dit die waarheid? Voel jy verkoop? Hy wek elke môre. Julle wat in die woordskool is, julle is lekker voor, man. Hy wek my oor om te hoor soos leerlinge. Here, gee ons 'n geoefende tong en maak ons ore oop om te hoor wat God sê. En ek gaan later gaan ek bietjie meer daaroor praat. 5 kan jy ook net gee. Die Here het my oor geopen en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Dis wat dit wat oor Jesus gesê word. Jesus het gegaan en hy het gedoen wat God sê. Hy het op die kruis gaan sterf. Hy het nie agteruit gewyk en gesê, nee, daai woord wat ek nou gehoor het, wil ek nie hoor nie. Hy het gesê, laat u wil geskied, Here. Prys die naam van die Here. Ek staan saam met my. Halleluja. Halleluja. O Here. O Here, ek wil hê, steek net die hande weer na God uit. O Here, u woord was baie groot vanmôre. En dit het in my gees laat opspring, dit het lewend in my binneste geword. En ek bid vanmôre, Here, dat hierdie woord u mense sal gryp. Here, dat hulle sal weet, ons kan nie meer net brood eet nie. Ons het nodig om elke woord wat uit God se mond uit na ons toe kom te eet, halleluja. En die lewe van ons gees aangeblaas te word, sodat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. 'n Geoefende tong, sê saam met my, 'n geoefende tong, Here. 'n geoefende tong wat uit u mond uitvloei en 'n geoefende oor om te hoor wat God sê. En die kerk van die Here sê, amen, amen. Loof die naam van die Here, u kan nie sitplekke neem. Halleluja. Goeiemôre gemeente. Toe my pa vroeër gepraat het van die logos en die rema woord, toe kom dit by my op en is nou voordat ek nou geweet het hy gaan nou sê van die laaste vers, maar
as ons die Bybel lees, is die woord nie altyd vir ons rema nie. Ons moet dit nog steeds lees, al is dit logos op daai stadium. Maar as jy aanhou lees en daai woord word later, dalk kom daai woord op by jou, vir iemand wat dit dalk nodig het, of vir jouself in 'n toekomstige situasie wat jy kom. Daai logos woord word dan eers rema. So moenie ophou lees omdat jy dink die logos woord is te vervelig vir jou of dit beteken niks vir jou nie. Op een of ander stadium gaan daai logos woord weer by jou opkom en dan word daai woord rema en lewend hier binne in jou, of jy gee dit dalk vir iemand anders wat dit vir hom rema word en dit word lewend vir hom. Ja. Hoekom wil jy nooit 'n pastoor word, die jong man? Hy het altyd sulke mooi insig. Weet jy wat die Here, want ek het nou dalk vir u nou amper 'n geleentheid gegee, maar ek gaan nou maar nie die Bybel lees nie, want dis net logos. U kom my seun en hy kry julle reg, nê. Hy prys die naam van die Here. Nou ja, ons is opgewonde vanmôre om eers 'n klomp nuwe lidmate aan u voor te stel. En ek ken nou nie almal se name en goedie, so ek gaan dit lees en dan wil ek vra dat u dadelik sal opkom en vir my so die eerste name wat ek lees net so sal kom staan. Is dit reg so? So in hierdie ry hier af. Is dit reg so? Is daar ietsie wil jy sommer? Ja. Om Kosie en Tannie Dina. Nee, jy's daarmee 'n tannie nie. Oef, nee, julle is te jonk daarvoor. Hulle gaan nie vandag nie, want Kosie is in George, nee. En hulle seun is ook nie vanmôre nie, so hulle gaan nie kom nie. So die ander kan net inval daar, nee. Okay. Byron en Marlene, is dit Gaffley, nee, Gaffley. Sal julle en Lia. Hierso, ekskuus, Amelda Brits, jy kan eerste kom staan. Sy. Okay. So eerste Amelda Brits, daar sy my suster. Jy kan daar op die punt van staan, en dan Byron en Marlene en Gaffley en Lia. Waar's Byron? Kom hy, okay. Alright. Dan die volgende, Llewellyn en Tilla Hon. Hulle vir ons. Daar sy man. Prys die Here. Hierdie kant. Daar sy so. Daar sy. Daar sy. Okay. Nee, ek is net bang as ek nou weer dit moet lees, dan gaan ek nie weet wat die een dit is nie. So. Okay. Dan Gerda, Otto en Pieter. Daar sy. Is hulle siek? Okay. So Gerda, Otto en Pieter is nie hier nie. Okay. Dan Morbertay en Telma Pombo. Is hulle nie hier vanmôre? Daar's hulle, ekskuus my broer, daar is hy. Okay. Man, weet jy, dit is my so wonderlik, die broer het verlede Sondag in die kerk ingestap, en die Here het hom aangeraak. Is dit nie mooi nie? Dit is so mooi. Prys die Here. Okay. Dan Willem en Tamron Rousseau. Man, weet jy, ag, julle kosbare mense van die Here. Dit is vir my, hierdie mense het so 'n pad wat hulle met die Here stap. Dit is vir my so mooi om dit te sien. Nicolette Slemmer, sy nie. Sy wat gesê het sy kan nie. Okay. En dan Niels en Carlien Snetler en Amay. Niels en Carlien Snetler. Daar sy. Ons nog, jy kan vir daai kant staan. Okay? En dan Doreen Simpson. Tannie Doreen. Daar sy. Tannie vir ons daar, sal tannie vir ons daar kan staan. Tannie oor aan. Ja. Maak haar voete soos die van 'n ribbok. Etienne Stramfer. Daar langs staan die Doreen, Etienne Stramfer, en dan Richard en Annel Tron, en Ryan en Alex. Ag man, weet julle hierdie mensies, dit is net vir my, ek kan nie vir mense verduidelik hoe dit vir my is, wanneer mense na die Here toe kom, en kinders wat so klein voor jou groot geword het, wat in hierdie kerk gesit het, in die ander gebou gesit het, en dan kom die Here en hy red hulle siele, want hulle het
op een of ander stadium, al is dit 'n logos gehoor en op 'n stadium kom die Here en hy maak dit rema vir hulle. Hierdie seun het in Saudi-Arabië, het hy na sy ma en pa toe gestap en gesê, die Here praat met my, lei my na die Here toe. Hulle was by ons in die gemeente jare en hulle is weg Saudi-Arabië toe en in Saudi-Arabië red die Here hierdie jong man se siel. Is dit nie wonderlik nie? Ja, dis my groot, God se goed is groot. En Alex, jy het seker net ervaar, iets in my huis besig om te gebeur, ek wil net by Jesus uit. En die Here roer haar hart, en mamma, julle is so deel van hulle proses, dat die Here hulle harte so aangeraak het, loof die naam van die Here, hulle word ook gedoop vanmôre, ons is opgewonde. Ok, en dan, Billy en Cathy Willemse, daar is hulle, daar is sy, my broer en my suster, en dan Apie en Ria Stein. Jo, is dit nou nie mooi nie, hè? Is dit nie mooi nie, hè? Julle, oh, Here, U is so goed. Sal U jou hande klap gee? Ek wil vir U iets vra. Ervaar U wat ek en pastoor Edmund begin ervaar in hierdie kerk? Ervaar U daar's 'n roering van God? En U gaan sien mense gaan begin instroom, want die Here se teenwoordigheid gaan hierdie plek so vul. Mense wat hier is reeds gaan so verander word omdat hulle God se woord begin inneem. Dit gaan net 'n wonderlike plek wees. Oh! Halleluja. Halleluja. Okay. So as julle wil, kom ons doen net dat ons nou nie 'n hele ongeluk veroorsaak hierdie. As U wil, kan U so stap en gou net vinnig skud net hulle hande en ons sê gou vir hulle baie welkom in die huis van die Here en in die liggaam van die Here en dan kan ons aangaan. Is dit reg so? Ja, want ons het nog 'n doopdiens ook. Okay, kom gou. Right nou. Daar's hierdie is die laaste een. Halleluja, halleluja, halleluja. Daar's niks so mooi soos mooi kinders van die Here nie, is dit waar? Ek het julle nog eens gegroet vanmôre nie. Ja, want ek het gedink julle was al, maar julle was mos weg daai. Ja, is reg. Ja. Maar dit is ook ons verlede keer. Ja. Maar alles is reg. Alles sal. Yeah, but we'll do it the next time. We can't just do it today. Yeah, okay. Right. All right. Okay, my brother. Daar sê man. Kyk, gee net vir die AGS Fontein van Lewende Water 'n pinkie dan. Kom broers en susters, kom ons sing vir hulle so lank. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord, and I love you with the love of the Lord. Nog 'n keer. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord.
and seen you, the glory of the Lord, and we love you with the love of the Lord. Hallelujah. Gee hulle hande klap. Baie dankie broers en susters. U kan die sitplekke neem. Baie dankie. 'n broer sing vir my hierdie week, sing hy vir my daai lied. En jy het my hart so aangeraak, my broer, en daai boodskap daarna het my net so opgetel. Baie, baie dankie vir u ook, hoor. Die Here bless vir julle almal. Ag man, dis heerlik. OK. Goed, nou gaan ons doopkandidate vra om vorentoe te kom. Ons mensies wat hulle wil laat doop, u kan net hier kom staan. My vrou, ek het nou wraggies daai ding wat jy vir my gaan so mooi vertaal het in Engels. Sal jy dit vir my sê? Nou is ek in die moeilikheid. Ek ken sal julle my vergewe? Sal julle my nog lief hê? Ons gaan Don gaan spesiaal, sy gaan vertaal vir my die vrae in Engels, sodat ek dit vir my susters kan doen, en wraggies los ek dit vanmôre daar lekker op die toonbank. So ek gaan pak slaag kry by die huis vandag. Hulle het mooi gevra, ja. Is dit fyn? OK. Sal jy verstaan so 'n bietjie Afrikaans sê? Is dit OK? OK. Goed. Eerste vraag wat ek u wil vra vandag is, het u waarlik tot God bekeer? Dit beteken het daar 'n dag, 'n oomblik, 'n uur gewees waar u vir die Here Jesus gesê het, Here, ek is 'n sondaar. Ek wil hê dat u my kom was deur u kosbare bloed. Ek wil hê dat u my verlosser en saligmaker word en dat ek 'n kind van God word. Jesus kom woon in my hart deur die Heilige Gees. Dis iets wat moet gebeur. Dis eintlik nie bekering nie. Bekering is 'n daaglikse proses van, Here, ek is jammer dat ek hier gefouteer het. Help my om dit nie te doen nie. Hierdie is wedergeboorte. Nou so ek vra vir u, het u waarlik tot wedergeboorte gekom? Wonderlik. Die volgende vraag wat ek u vra is, verlang u om gedoop te word volgens Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. So wat is dit? Wedergeboorte eerste, dan, en laat hulle doop. So die volgende is, gaan lees, u kan dit weer gaan lees saam, Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, wil u gedoop word volgens die woord van God? Wonderlik, OK. Die laaste vraag is nou 'n maklike een om te antwoord, maar 'n moeilike een om uit te leef. En dit is u bereid om u te onderwerp aan die woord van God? So die woord is die hoogste gesag van God, dis sy woord, en hy sê ons moet dit toepas in hierdie gemeente. So as u afwyk van die woord van God en ons tug u daaroor, ons vra vir u broers en suster, u het afgegaan van die woord van God, dat u nie sal kwaad word nie, maar dat u sal inval by God se woord. Is u bereid om dit te doen? Wonderlik, prys die naam van die Here. So ons gaan vir hulle bid, ek gaan vir pastoor Edmund vra om vir hulle gebed te doen, en dan gaan ons vir hulle vra om aan te gaan trek, en dan terwyl ons dit doen, gaan Gordon vir ons die aankondigings doen. Is dit reg so? Prys die Here. Kom ons staan sommer almal saam. En ek wil hê steek jy hande vanmôre uit na hulle toe. Terwyl ons doop, gewoonlik bid ons vir die mense wat uit die doopbad uitkom, vir die invulling van die Heilige Gees, die vervulling. Maar ek gaan nou sommer bid. Die Here vra daarvoor. Kom ons bid net vanmôre. Here, ons dankie dat hierdie mense wat U aangeneem het as verlosser en saligmaker, wedergeboorte deelagtig geword het, Here.
dat hulle vanmôre sê, ek wil die woord gehoorsaam en ek wil my laat doop. Here, hierdie verklaring om te sê, die ou lewe lê ek af en ek staan in 'n nuwe lewe saam met Christus op. Ek kyk nie terug na dit wat was nie, maar kyk vorentoe, my oë gefestig op die Here Jesus Christus. And Lord, I thank you in this morning that as we baptize them, I ask Holy Spirit that they will experience and that they will see and that they will know that the Spirit of God has came and filled my life. Kom vul hulle Heilige Gees. Maak hulle vol dat hulle sal lewe deur die krag Heilige Gees wat U gee. And I thank you, Lord, in this day that they can testify, I've been born again. I've been baptized. I'm filled with the Holy Spirit and I'm serving God with my whole heart. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat hulle dit kan ervaar in hierdie dag vir die gemeente ook, Here. Ons is bly saam met hulle vir hierdie stap van gehoorsaamheid. En ons weet vanmôre U seën rus daarop. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, my broers en susters, julle kan vir ons agtertoe beweeg om daar te gaan aantrek en dan wil ek net vra dat twee broers vir my net gou help om hierdie tafel net vir ons hierdie kant toe te skuif, dat ons net plek maak daar by die doopbad. Daar sê, Gordon, jy's nou een van die broers. Loof die Here. Daar sê, ons gee vir Gordon. Baie dankie pastoor, hartlike goeiemôre aan ieder en elk van u. Ek gaan vinnig net deur ons weeklikse program beweeg. Jy weet dit is skoolvakansie, so daar is nie veel wat rarig gebeur nie, behalwe ons power hour woensdag aand het ook gesluit. Baie dankie pastoor. So ek bevestig dan dinsdag aand geen woordskool, woensdag geen vroue biduur, die power hour woensdag aand het ook gesluit en dan ook geen jeugbyeenkoms Vrydag. Maar Sondag het ons wel weer kerk. Ons is terug hier vir ons erediens. Ons is nie op vakansie nie. En dan ook net vir kennisname dat ons dan eers die 18 April nagmaal sal bedien vanweë Goeie Vrydag. Aan alle besoekers, is daar enigiemand, ek glo daar sal 'n paar wees wat vir die eerste keer dalk kom besoek, net by wyse van hand te kan sien, enigiemand wat vir die eerste keer hier by ons kom kuier het vandag. Daar is 'n paar hande, het hulle vir u 'n kaartjie gegee? Nog nie? My susters gaan vir u 'n kaartjie gee as u dit net vir ons sal invul en net weer terug sal besorg na die afloop van die diens. Dan skoolvakansie, indien u tydens die skoolvakansie weggaan, dalk nog nie weg is nie, maar dalk nou 'n bietjie gaan rus, bid ons dat u 'n veilige reis en tyd van rus en verkoeking sal hê en kom veilig terug in Jesus naam. Dan het ons 'n werkende jeugselgroep wat gaan begin of aan die begin is al reeds. Ons vra dat almal in die ouderdomsklas 19 tot 30 indien u wil inskakel by 'n selgroep om dan ook net u besonderhede vir ons by die inligtingstoonbank te gee. Dan die Silverstrome seniors lyk my gaan 'n lekker ete hê. Hier is die 15de, daar is hy die 15 April. Ek sien ons gaan almal eers by die kerk bymekaar kom, daar is die kostes. Sit asseblief u naam op die lysie ook by die inligtingstoonbank en daar is 'n versoek dat as indien u naam opsit, dat u wel sal saamgaan. Asseblief. As ek dit reg het, moenie u naam opsit as u nie gaan saamgaan nie. Dit is die versoek wat ons het. Dan die verjaarsdag vir die week. Vandag is Shannon Esterhuizen en David Harvey, is julle hierso? Afwesig. Dan maandag die 31ste Aldo van der Berg, Hermine van Niekerk. Woensdag die 2de het ons vir Mika Dupisani. Donderdag die 3de Steven Roo en Dean Lambert. Vir die van julle wat hier is, ek hoop jy het 'n lekker verjaarsdag en mag jy nog geseën word met nog vele meer geseënde en gesonde jare. Dan laasweek het ons 'n verjaarsdag gehad
wat ek gevra was om te doen en toe was pastoor nie hier nie. Pastoor, wil u net vir ons vinnig hier voorkom staan? Kyk, vir die besoekers, ons het nie altyd so vol program en dit is lidmate wat voorgestel word en verjaar staan als nie. Maar ek kan dit nie doen nie. My pastoor, ons wil net vir u graag vinnig ietsie gee. Daar sê jy, daar, dankie. So pastoor het laasweek Woensdag, né? Nou Woensdag wat verby is 16 geword. Ek kan onthou toe ek pastoor leer ken, was pastoor jonk en mooi en nou is net mooi en minder jonk. Maar pastoor, baie, dit is my voorreg om namens die gemeente, die bestuursraad en ook my en my gesin vir te sê baie geluk met die verjaarsdag en mag jy geseën word met nog vele meer geseënde en gesonde jare. Ek wil graag 'n gebed doen vir pastoor, as ek net kan vra dat ons net die oë sluit. Maar ek het nou vir hierdie ene het ek voorberei vir ons pastoor. Kom ons sluit die oë. Here, vandag kom ons voor u met dankbare harte om u te loof vir die lewe van ons pastoor. Dankie dat u hom geroep het om u kudde te lei met wysheid, met liefde en getrouheid. Dankie vir sy toewyding, sy gebede, sy opoffering om u woord met ons te deel. Here, ons vra dat u hom sal seën. Vul sy hart met vreugde, sy gees met vrede, sy liggaam met krag, Here. Mag u guns, u genade oor hom rus en mag hy altyd u teenwoordigheid en leiding ervaar in sy lewe en in sy bediening. Here, bewaar hom. Here, van enige aanslag van die vyand. Gee hom nuwe krag vir die pad vorentoe. Seën sy huisgesin, Here, met oorvloedige liefde. Mag hy altyd herinner word aan die belofte in die woord wat sê in Numeri, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy lig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Here, ons eer u en ons waardeer ons pastoor vir die man van God wat hy is. Mag hierdie nuwe lewensjaar, Here, vir hom vol seëninge, vol vreugde, maar ook vol van u sal wees. In Jesus naam. Amen en amen. Pastoor, ons het vroeër genoem dat daar nou ook 'n paar Engelse, so ek ietsie in Engels ook vir u noem. Ek het dit laasweek met pastoor Sydney, met oom Sydney gedeel. Maar ons sing dit gewoonlik so, van weer vol program gaan nie sing nie, pastoor. But may the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you, beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, your going, your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. In Jesus' name. Amen and amen. Sjoe, Gordon, wat 'n moeite het hy gedoen om vir my geluk te sê. Is dit nie kosbaar nie, nee? Weet jy, dit is net fantasties om mekaar te kan lief hê, hè? Ja, dis gemeente van die Here en dis vir my 'n voorreg om deel van hierdie gemeente te wees en dankie vir julle almal. Ag, ek sê vir Don, ek is nogal dankbaar dat oproepe 'n bietjie minder geword het en WhatsApps oorgeneem het. Want dit is net wonderlik hoeveel WhatsApps ek gekry het, dis fantasties en dan het ek nog 'n klomp oproepe ook gekry en vir u elkeen verskriklik baie dankie, die Here seën vir u. OK, ons doopkandidate kan vorentoe kom. Kan ek vir jou vra om net vir my die mic vashou en dan miskien net nog 'n broer of twee. Sal jy was jy alright? OK. Goed, daar sy.
Kan ons net ons hande na elkeen van hierdie mense uitsteek? Hierdie is 'n kosbare dag in die oë van die Here. Weet jy, hier's mense wat God volg vanmôre deur die doopwater, 'n opdrag wat Jesus Christus vir ons gegee het om te doen en ook self gedoen het. En daarom is hierdie nie sommer net 'n afjaagproses nie. Hierdie is 'n proses wat God oor baie aandag skenk. En hy ook vir ons sê, na dit gaan ek julle vul met my Heilige Gees. En ek wil hê dat u, wanneer u nou hier sit, in hierdie water insit, dat u sal sê, Here, as ek hier uit hierdie water kom, vul my met die Heilige Gees. Of dit vanaand in die binnekamer is, waar dit is. As u voel, jy begin net 'n taal uit die borrel, ek begin iets praat wat 'n ander taal as my Afrikaans of Engels is, begin dit praat. Want die Here wil u vul. Dis 'n belofte van die Here, dis 'n geskenk wat die Here vir u wil gee, na u gehoorsaam wat om u te laat doop. Goed, reg so. Wonderlik. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir hierdie kosbare mense. O Here, ek het 'n pad met van hulle gestap en dit is vir my so wonderlik om vanmôre hulle te kan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek bid dat hierdie die begin van 'n wonderlike geestelike wandel met God sal wees. Here, ons weet hulle is nie volmaak nie. Hulle het nie nou hulle einde van hulle pad bereik nie. Dis die begin van 'n pad waar u hulle wil help elke dag. En daarom bid ek dat hulle sal weet dat as hulle iets verkeerd doen, hulle nie nou moedeloos sal word en sê, maar ek kan nie die Here dien nie. U gaan hulle help om u te dien en u sal vir hulle krag gee en u woord sal elke dag na hulle kom om in hulle gees in te spreek. Help hulle, Here, maak hulle sterk in Jesus naam. En die kerk sê amen. Amen. Op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord, doop ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. According to your word, Lord, I baptize Leah Septu in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Marlene Gaffley, on your own belief in the Word of God, I baptize you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Alex Tron, on your own belief in Jesus Christ, and according to the word of God, I baptize you now in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Ryan Tron, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord, doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit snaaks hoe die Here mens op mense se pad sit en mense op jou pad sit en hoeveel mense vir jou beteken, en hierdie mense beteken ook vir my baie, baie in my lewe. Hulle ondersteuning, julle net opbouende woord altyd teenoor my, en mag die Here vir julle help om regtig daai woord waarvan ek vanmôre wat uit sy mond uitgaan, net in julle gees te bewaar en julle te lei in die paaie wat julle moet loop met hom. Jolandi Cousins, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Marie-Louise Janse van Rensburg, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord, doop ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vra dat u saam met hom sal bid dat die Here hom sal help om 'n disipel van mense te word. Dat hy sal uitgaan en ander mense se harte sal aanraak. Is dit nie 'n mooi begeerte nie? Is dit nie wonderlik nie? Benny Leroux, nee.
Benny Leroux, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus en op grond van God se woord doop ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Dis groot goede julle. Weet julle, partykeer dan dink ons, hierdie is speelietjies. Hierdie is ewigheidssaak. En ek wil hê dat ons dit sal ernstig ag in die oë van die Here. Wat ons doen hierso is opdragte van die woord van God. En ons gee die Here al die eer en lof en aanbidding. Dankie vir u geduld en dat u getrou was. Ek gaan nou vir die span vra om net so een keer net deur. En u kan, as u voel u stap uit nou met dit, is dit reg so? Dit is 'n bietjie 'n lang lied, maar hulle hoef hom nie so lank te maak, julle kan hom kort maak. Maar daai derde laaste lied wat julle net nou gesing het, ek het so ervaar, hy steek hier in my gees vas. En ek wil hê dat ons dit saam sal sing. Sal u saam met my staan? En ek gaan nie eers afsluit nou nie. U gaan in die vrede van die Here en u het 'n wonderlike dag verder en 'n wonderlike week. Die Here seën vir u. Do you feel the world is broken? But do you feel the shadows deeper? We do. Do you know that out the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It is. Is a new creation coming? It is. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? It is. It's good that we remind ourselves of this. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah who conquered the grave. Is David's root and the Lamb who died to ransom the slave? Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Yes. Does the Father truly loves us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And is Jesus our Messiah? Oh, forever those he loves, he does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal
ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, He's made us His kingdom and praise to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy of this? He is worthy. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, He has made us His kingdom and praise to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy of this? He is He worthy? Is He worthy? He is worthy. He is worthy. He is. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is He worthy? Is He worthy? He is worthy of this. He is worthy. Gaan in die vrede van die Here. Die Here seën.